Ek wil vir jou vra om, as jy 'n Bybel hier het, om hom oop te maak by 1 Konings 17. 1 Konings 17. Dit gaan oor die profeet Elia by Krit en in Sarfat. Die woord so oop, kom ons buig net ons hoofde, dan bid ons net saam. Vader, dankie vir u woord. Dankie vir dit wat u op my hart gelê het, Here. Dankie dat u kom deur u Gees vanoggend en tot ons elkeen spreek. Dankie dat u woord ons transformeer om meer soos u te lyk en om meer soos u te dink. En ek eer u daarvoor. In Jesus naam. Wees nou 21 jaar wat ek besig is met hierdie boek. En is 21 jaar wat ek elke Sondag of na elke 7 dae deur 'n Sondag bedreig word. Wat 'n boodskap. Dan ek Sondag nou weer preek uit hierdie Bybel uit. En dan kom die Here en dan verras hy my altyd in hoe hy die woord bevestig en wat die Here ook maar met my deel in my eie lewe. En die titel van my boodskap vanoggend is CPR, die sleutel tot my wonderwerk. So, baie van ons wat vanoggend hierso sit, glo ek sal met my saamstem dat daar iewerster dalk 'n area in my en jou lewe is waarin ons 'n tekort beleef. Dis dalk 'n finansiële tekort, dis dalk 'n tekort aan emosionele ondersteuning, dis dalk 'n werksgeleentheid wat ek en jy na smag wat ons nie het nie. Dalk iets met ons gesondheid te doen. En so kan ons aangaan rondom dit. En ek wil bietjie gaan kyk na hierdie verhaal van Elia en die weduwee in Sarfat wat tekorte in hulle lewens beleef het en hoe hulle daardie tekorte te bowe gekom het. Nou as ons nou bietjie die geskiedenis gaan lees rondom waar hierdie verhaal afspeel, dan kom ons agter, dit is so 900 voor Christus. Gedurende daai tyd was dit Agab en Jezebel, wat die slegste konings was in die geskiedenis van Israel, wat op daai stadium geregeer het in Israel. Hulle was nie net polities en ekonomies sleg nie. Hulle het die hele Israel verlei om te verval in Baal-godsdiens. Om nie meer die Here te aanbid nie, maar Baal te aanbid. En hier kom die Here na die profeet Elia toe, en hy sê vir hom, gaan sê vir Agab, dat dit in Israel nie weer sal reën vir die volgende jaar nie. Het sal nie reën nie, het sal nie dou nie, totdat ek dit anders ter spreek. En as ons die geskiedenis lees, dan kom ons agter dit vir 3,5 jaar nie gereën of gedou nie. Daar was dus 'n vreeslike droogte in Israel, en die gevolg daarvan was dat, julle ken almal hoe Jezebel vir Elia wou doodgemaak het. Julle ken die verhaal wat eintlik net hierna is, rondom op die berg Horeb, maar Agab was so kwaad geweest vir Jezebel, omdat hy hierdie droogte geproklameer het, dat hy 'n losprys gesit op Elia se kop, en gesê, die ou moet doodgemaak word. Vang hom, ek soek hom lewendig of dood, en ons wil niks van hom weet nie. En miskien sit jy vanoggend hier in jou lewe, en jy ervaar dalk droogte, jy ervaar dalk, is dalk op 'n plek waar jy sê, weet jy wat, ek staar die dood in die oë. Miskien sê jy vanoggend, weet jy wat, ek weet nie hoe gaan ek uit hierdie situasie kom nie. En ek gaan vanoggend met julle praat oor dat die Here het Elia na 3 verskillende plekke gestuur, en hierdie 3 verskillende plekke het gespreek ook van 3 verskillende fases in sy lewe. So ek wil hierso skryf 3 plekke, 3 fases. 3 fases, 3 plekke, 3 fases waardeur Elia gegaan het. Nou ek wil nou nie hierdie hele verhaal lees nie, tot aan die einde nie, so ek gaan net, julle ken die verhaal baie goed. So ek hoop dat dit wat ek vanoggend met jou gaan deel dalk iets nuuts is vir jou.
en dat jy daaruit kan leer, maar ek gaan net so op die verskillende goeters net vir julle lees. So, kom ons maak dit A, die eerste ene, krat. Die Here sê vir hom, krat toe gaan. Kom ons lees daar in 1 Konings 17 vers 3. Die Here sê vir Elia, gaan hier vandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink en ek het aan die kraaie bevel gegee om jy daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruit Krit wat oos van die Jordaan was. Nou, as ons 'n bietjie kyk na die topografie van die spruit Krit oos van die Jordaan, dit was 'n spruit gewees wat deur in 'n kloof deurgeloop het, hoë berge aan weerskante. En as gevolg van die onherbergsaamheid het daar nie altyd baie mense gekom nie. Was 'n verlate plek, dit was stil gewees. Ek weet nou nie of hierdie verhaal hom afgespeel het in die somer of in die winter nie, maar as jy in 'n kloof is tussen hoë berge, dan kom die son laat op en die son sak vroeg. Dis 'n koue plek. En miskien was Elia op 'n plek gewees waar hy koud gekry het. Hy was alleen gewees. Hy was op 'n plek gewees van afsondering, heeltemal eenkant. En as ek so na Elia kyk en sy storieetjies lees hierso, dan was dit 'n ou gewees wat nogal baie verbaal was. Dit was nie 'n ou gewees wat stil was nie. Dit was 'n ou gewees wat baie gepraat het. En dit was 'n uitstekende plek om weg te kruip, 'n uitstekende plek van afsondering. Maar onthou nou, Elia het 'n droogte oor die land gebring. En hy is op 'n plek waar hy dit wat hy oor die land gespreek het, self gaan beleef. So sommige van ons wat hierso dalk sit, beleef dalk dieselfde vanoggend op 'n plek waar jy voel jy's alleen. Jy voel jy's verlate, jy voel jy kruip weg dalk. Jy voel dalk jy's op 'n plek in jou lewe waar alles opgedroog het. En hierdie woord is juis vir my en vir jou vanoggend. Wat is besig om hier te gebeur in die lewe van hierdie groot profeet? God soek om een kant. God wil hê Elia moet afsonder. God wil hê dat Elia in sy verhouding met God verdiep. God wil vir Elia vasmaak dat ek wat God is genoeg vir jou. En as ons gaan kyk na die betekenis van die woord krit, dan beteken dit die volgende. Dit beteken om te sny soos wanneer daar 'n verbond gemaak word. Nou, as jy enigiets weet van hoe dit in die ou tyd gewerk het, die rituele, het mekaar hier op die pols gesny. Ek sny myself en Henry sny haarself en ons druk ons polse teen mekaar, laat die bloed meng. So, sny om 'n verbond te maak. Dit beteken ook om weg te sny wat nie hier hoort nie. En in hierdie konteks is dit om die vlees weg te sny in my en jou lewe. En dan beteken die woord krit ook die plek van afsondering. Die plek van afsondering. Dis wat krit beteken. En hier kom die Here en hy sorg vir Elia. In die oggend en in die aand bring hy vir hom kos met kraaie wat roofvoëls is. Nou vra ek vra altyd nou 'n klomp vrae. Ek weet nie hoekom nie, maar ek is altyd besig met 'n vraag. Hoekom 'n kraai? En hier's my vraag, waar het die kraaie die kos gekry? Wie van julle het al daai vraag vir julle gevra? Waar kry 'n kraai kos? From dead animals, dis waar, maar ek glo nie, hy het vir Elia dead animals gebring nie, hy het nie vir Elia dooie rot gebring nie, hy het Elia kos gebring wat Elia kon geëet het. Dit staan in die Bybel nie, maar dis al wat ek nou kon gedink het. Ek het nou gedink dat waar hierdie kraaie hierdie kos gekry het, is heel waarskynlik die kos wat oorgebly het op die borde van mense. Dis heel waarskynlik die kos wat oorgebly het, wat ander mense voor gewerk het en weggegooi het. En hierdie kraaie het dalk daai kos gevat, en dit was die voorsiening in Elia se lewe. Baie keer kom daar 'n voorsiening in my en jou lewe van dit waarvoor ander mense gewerk het. Baie keer wil die Here my en jou gebruik, omdat ek en jy 'n werk het, om te voorsien aan die wat nie 'n werk het nie. Nou speel die verhaal af. Nou gaan hy af. Nou sien ons dat hierdie spruit het opgedroog. Kom ons gaan net 'n bietjie aan.
Vers 7, maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was nie reën in die land nie. En toe kom die woord van die Here tot hom en sê, maak jou klaar, gaan na Sarfat wat in Sidon is. So, hierdie spruit het opgedroog. Die spruit waarheen God Elia heen gestuur het, waar daar water was, het opgedroog. En so kan daar ook goeters in my en jou lewe wees wat opdroog, wat ophou om te gebeur. Al is dit 'n voorsiening van die Here in daai konteks. En toe ek hierdie gedeelte lees, toe dink ek sommer net, ek is nou nie 'n ou wat die geskiedenis so goed ken nie, maar die Here het vir die disippels die opdrag gegee om oralster die woord te gaan verkondig. En na 10 jaar het hulle nog steeds in Jerusalem gesit, na die uitstorting van die Heilige Gees. En toe kom die vervolging. En die vervolging het gemaak dat die disippels uitgegaan het en die woord gaan verkondig het. En hier sien ons dat die spruitkrit opdroog, water is nie meer daar nie, en heel waarskynlik die kraaie gaan nou nie meer kos bring nie. En toe ek met hierdie ding sit, al wat ek ervaar in my hart, is, weet julle wat, baie keer is daar 'n voorsiening wat die Here vir ons maak, en ons kom op 'n plek in ons lewe, waar ons vertroue in die voorsiening sit, en nie meer in die Here nie. Alhoewel ons weet jy wat, dis die Here wat hierdie deur vir my oopgemaak het. Dis die Here wat hierdie deur vir my oopgemaak het, hierdie werksgeleentheid. En ek was afhanklik van hom, en ek het gebid, en toe ek daai werksgeleentheid kry, toe sê ek, prys die Here is goed, die Here het hierdie werk vir my voorsien, maar na verloop van tyd, kom ons op 'n plek, waar ons vertroue nie meer in die Here sit nie, maar in ons werk. En hier droog die spruit op, hier hou die kraaie op. En al wat ek ervaar wat hierdie gedeelte vir my sê, is dat ek en jy moet waak, om op 'n plek in ons lewe te kom, waar ons nie die Here in alles vertrou nie. En hier sê die Here vir hom, weet jy wat, jy moet nou gaan na die volgende plek toe, die spruit het opgedroog, gaan Sarfat toe, deur Sidon. Nou kyk, ons almal hou van promosie. Ons wil almal gaan van swak na beter, na beste. Ons almal wil dit graag beleef. En sommige kere moet die spruite in ons lewens opdroog, om ons aan die beweeg te kry. In my eie lewe het ek al baie ervaar, waar goed opdroog, om my te forceer, om na iets beters te gaan. En God se plan was nooit vir Elia, om vir die res van sy lewe, by Krit te gaan sit, dat die kraaie vir hom sorg nie. Want as ons die res van die boek gaan lees, en die geskiedenis van Elia, dan sien ons in watter mate God Elia gebruik het. Goed, kom ons lees vers 8 en 9. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee, om jou te onderhou. 'n Weduwee. Regtig? Is die kraaie nie beter as 'n weduwee nie? Aan 'n weduwee. Elia sê, toe is reg, die water is opgedroog, hy moet gaan. As hy nie gaan nie, gaan hy dood. En hy pak die reis aan, deur Sidon, 100 myl ver, wat hy moes afgeleed. Hy het geloop, om by Sarfat uit te kom, in die middel van 'n droogte, deur die plek, waar daar 'n losprys op sy kop is. So die tweede plek, wat Elia hom in bevind, is op die pad na Sarfat. En Sarfat was die tuisdorp van Agab en Isebel. Juis die koning wat hom wil doodmaak. Kyk, hierdie goed maak nie vir my sin nie. As die Here my wil wegsteek, hoekom steek hy my weg binne in die plek waar hy my wil doodmaak? Gaan steek my weg op 'n ver afgeleë plek, waar niemand by kom nie, waar niemand my van weet nie. Weg van mense af, gaan steek my daar weg. En ek glo dit het vir Elia gedink, weet jy wat, hierdie hele storie gaan nou van good na bad na worse. Maar nou ja, ek glo Elia was bang geweest.
Wat sê hierdie pad? Wat sê hierdie pad vir ons wat Elia moes geloop het? Wat sê hierdie pad vir ons? Wat sê hierdie pad vir ons? Die eerste ding wat hierdie pad vir ons sê, die heel eerste ding, is dat jou pad na 'n wonderwerk loop deur 'n ongemaklike omgewing. Die Engelse woord gebruik die woord territory. Dis 'n ongemaklike omgewing. Dis 'n risky omgewing. En hy moes deur Samaria loop, Sidon, die plek waar hulle hom gesoek het. Die tweede ding wat hierdie pad vir my en vir jou sê, is dat hierdie pad het hom uitgebring by 'n verrassing. En daai verrassing was 'n weduwee. Daai verrassing was 'n weduwee. God se voorsiening, God se wonderwerk in my en jou lewe kom nooit na jou soos wat jy gedink het nie. Die ouens wat jy gedink het gaan jou help, is die ouens wat jou nooit help nie. En die ouens wat jy dink jou die minste sal help, is die ouens wat jou help. Wat jy dink waar jy die voorsiening gaan kry, is nooit so nie. Dit is altyd 'n verrassing. Ek en jy is baie keer in ons lewe op die plek waar ons dalk die Here net 'n tip wil gee en vir hom sê, weet jy wat, kan ek jou net 'n bietjie raad gee? Ek ben met alle respek gesê, ek weet jy's God, maar ek het 'n goeie idee. Ek het 'n goeie gedagte. En ek het daaroor gedroom ook. Wat dink jy van hierdie plan? God se voorsiening in my en jou lewe kom nooit volgens hoe ek en jy dink nie. Dit kom altyd hoe God dink en God wil voorsien. Hoekom? Sodat hy al die eer kan kry. Sodat hy al die eer kan kry. Die derde ene is God se voorsiening kom altyd op 'n plek waar God 'n bevel gee, waar ek en jy 'n belofte kry, en na die belofte, om vir daai belofte tot vervulling te kom, daar 'n risiko aan verbonde. God gee altyd 'n bevel, dan gee hy vir my en vir jou 'n belofte, en dan is daar 'n risiko. Hy gee 'n command, hy gee 'n promise, and then there's a risk. So, God is op 'n plek van CPR. Command, promise en risk. En command, promise en risk gaan jou hart verseker, laat vinniger klop. God verwag altyd iets van my en van jou, om iets te doen. Kom ek stel dit so, God se belofte in my en jou lewe, hang aan die skeniere van my en jou gehoorsaamheid. En baie keer is ek en jy op 'n plek in ons lewe, waar God ons 'n belofte gee, God vir ons iets sê, en ons sit terug, en ons hoor net hierdie belofte, en ons is so opgewonde oor hierdie belofte, ons mis heeltemal dit waaraan ek en jy moet gehoorsaam wees. Ek en jy moet dan op 'n plek kom, waarin ons in geloof uitstap, en geloof maak nie sin nie. Geloof maak nie sin nie. Kom ons gaan terug, dit is nou Krit, dis die pad, en C Sarfat. Kom ons lees daar vanaf vers 10 af. Daarop het hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan, en toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om daar houtjies bymekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Kyk, hy was dors geweest, né? En terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Here u God leef. Nie so waar as die Here my God leef nie. So waar as die Here u God leef. Hierdie vrou was 'n afgodsaanbidder. Ek meen, Agab en Isebel het Sarfat op sy kop gekeer. Almal het Baal aanbid. Tot hierdie vrou. Kan jy glo dat God met 'n Baal-aanbidder praat, iemand wat hom glad nie ken nie, om vir Elia die profeet, die man van God, te voorsien? Onmoontlik. Hy gaan tog met 'n Christen praat dat sy stem kan hoor. Nee. Praat met hier iemand wat 'n Baal-aanbidder was. Sy sê, so waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handjie vol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik, en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie.
Oeg, tog, kyk nou wie praat. Wees nie bevrees nie. Hoekom kruip hy dan weg? Wees nie bevrees nie. Gaan heen, doen volgens jou woord. Maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou gesin iets klaarmaak. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en hy en haar gesin daarlank. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Sarfat. Die woord sarfat beteken refinery. Refinery. In 'n taal wat ons verstaan, CMI. Beteken refinery. 'n vuuroond. Beteken 'n vuuroond. Elia kom agter dat hierdie vrou nie eers kos vir haarself het nie. Hierdie is glad nie logies nie. Glad nie. God berei 'n weduwee om vir hom te sorg. Die weduwee het niks. Die weduwee het niks. Elia skryf 'n toets. Wat se toets skryf Elia? Glo jy jou logiese denke of glo jy wat die Here sê? Man, ek praat altyd vir die wit hond en die swart hond. Hier is nou 'n trop wit honde en 'n trop swart honde wat met mekaar beklei. Want as jy in hierdie situasie is van dire straits, as jy in hierdie situasie is van 'n losprys op jou lewe, as jy op hierdie situasie is van dis droogte, daar's nie kos nie. As jy hierdie weduwee sien, dan is daar 'n geveg in my en jou lewe aan die gang, wat skrik vir niks. Die geveg tussen ons hart en ons denke, ons logika en dit wat God sê. God het my mos 'n brein gegee om te kan dink. God het my mos 'n brein gegee om te kan dink. God het my 'n man gemaak, dit is hoe ek is. Wat is Elia hier in vers 13? Lees hy vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my, daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Soos wat klink dit? CPR. Dit wat die Here vir Elia gesê het, sê die Here presies vir hierdie vrou. Command, promise, risk. Command, promise, risk. Elia gee vir hierdie vrou die geleentheid om dieselfde wonderwerk te beleef wat hy beleef het en gaan beleef. Presies dieselfde. Die weduwee doen presies wat Elia gesê het. Het genoeg kos gehad vir 'n lang ruk. Refinery. Daai oond. Wat doen 'n refinery? 'n Oond, as ons nou CMI kan vat, hulle smel die kroom daar om ontslae te raak van die grondstowwe. Hulle smel die klippe, ontslae te raak van die grondstowwe sodat die kroom kan na vore kan kom. Presies dieselfde met goud. Hulle haal nie goud uit die aarde uit nie. Hulle haal daai grondstof uit, dan smelt hulle hom en dan kom die goud na vore. So, die Here is besig hierso om op 'n plek te kom in Elia se lewe waar hy wil ontslaa raak van die klippe en die grond en sy geloof wil louter. Want God is die een wat ver vooruit sien. Want God wil vir Elia gebruik op Karmel met die Baal-profete. Maar as Elia nie deur hierdie ding kan gaan nie, kan hy nie Karmel toe gaan nie. En dit is wat ek nie verstaan nie. As die Here net vir Elia kon gewys het, hoor hierso, boet, hierdie weduwee wat vir jou kos gee, haar seun gaan sterf, jy moet hom opwek, en dan net daarna, as jy op Karmel, waar jy die Baal-profete gaan uitdaag, en dis wat ek vir jou in gedagte het, slaag nou net hierdie toetsie, dan doen ons hierdie groot ding. Maar God wys hom niks. Want as God alles vir hom wys, het hy nie hier geloof nodig gehad in hierdie klein dingetjie nie. Want hy het ons nou geweet, as God my hier wil gebruik, ek meen, niemand gaan my doodmaak hier nie. Hoekom is ek nou bang vir 'n losprys op my lewe? Julle hoor wat ek sê. God wys jou nie die einde nie. Hy doen dit nie. By die spruit was dit koud en alleen, maar in die oond is dit warm
en die druk is kwaai. Waar gaan ek die geld kry? Waar gaan ek die hulp kry? Waar gaan ek die tyd kry? Hoe gaan hierdie ding uitwerk? Hoe gaan hierdie ding gebeur in my lewe? Hoe gaan dit gebeur? As 3 dinge wat ek in hierdie verhaal lees, wat ons moet onthou, wanneer ons uit voorsiening hardloop. Want Elia het uit voorsiening gehardloop, die weduwee het uit voorsiening gehardloop. Die eerste ding is, dit wat ek meer van benodig, moet ek juist vir God gee om net te kan werk. Die weduwee het meel en olie benodig, en dis wat sy vir God gegee het om te gebruik. Uit 'n menslike oogpunt sal ons juist dink en sê, weet jy wat, die meel is klaar, die olie is klaar. Ek kan nie hierdie gee nie. Ek moet hierdie hou. Dis hoe ons menslik dink. Ek moet hierdie hou. Wat sê hierdie verhaal vir ons? Ek en jy is altyd in die posisie om, die Engelse woord is vir my 'n mooi woord, om generous te kan wees. Altyd in die posisie. Al is dit net om 'n glas water te gee. Hierdie vrou het 'n stukkie brood gegee. Ons kan altyd iets gee. Ek en jy kan ons laaste ete gee. Ons kan ons laaste ete deel. Dit versterk juis ons geloof wanneer ons op die plek is waar ons nie aan alles kan vashou nie. Die tweede ene klink amper dieselfde, maar dit is nie dieselfde nie. Dit wat ek die minste van het, moet ek vir God gee. Dit wat ek die minste van het, moet ek vir God gee. Die wêreld sê, dit wat ek die meeste van het, gee ek vir die Here. Dit wat ek die minste van het, hou ek. God werk anders. Dis hoe hy wonderwerke doen. En dan die derde ene, ek en jy gee nie om geseën te word nie. Ons gee om 'n seën te wees. Ek en jy gee om 'n seën te wees. En dan is daar 'n beginsel van die woord wat inskop van wat jy saai, sal jy maai. Hy sê oestyd en planttyd sal vergaan. Hy sê maar saaityd en oestyd, daai goeders is nog altyd daar. Wat jy saai, sê jy maai. Hy sê alles sal vergaan, maar planttyd en oestyd, saai en maai beginsel sal altyd daar wees. Wanneer ek en jy 'n seën verander is, seën God ons ook. Maar nou moet ons versigtig wees. Hy seën ons weer op 'n verrassende wyse, nie in die konteks van wat ek en jy dink nie. So, as ons na hierdie ding kyk, as ons nou kyk na Elia, as ons kyk na hierdie verhaal, waar bevind jy jouself? Waar bevind jy jouself vanoggend? Bevind jy jou by Krit, droog, koud, alleen? Bevind jy jou op die pad? Ek wil sê risky. Bevind jy jou in Sarfat, die refinery? Waar bevind jy jou vanoggend? Waar bevind jy jou? In al drie hierdie gevalle, is daar iets wat die Here in Elia se lewe wou vasmaak vir hom. En wat hy wou vasmaak is, ek is genoeg vir jou. Maar daar's 'n voorwaarde. Wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam. Die volgende ding wat die Here vir Elia wou leer en wat hy in my en jou hart wil vasmaak vanoggend, is vertrou die Here 'n dag op 'n slag. Nee. Dis 'n moeilike ding. Hierdie ding, nee, is nie vir my maklik nie. Dis hoekom ek dit preek vanoggend. Ek wil als vooruitgewerk hê. Als. Ek weet wat gaan die einde van die maand gebeur, ek weet wat gaan oor 3 maande gebeur, ek weet wat gaan oor 6 maande gebeur, en ek moet 'n daks en 'n rou kry, sodat daai ding nie gebeur nie, en daai ding nie gebeur nie, en daai ding nie gebeur nie. Hierdie ding so uitwerk, en daai ding so uitwerk. Die Here sê, vertrou my dag op 'n slag. Daardeur sê hy nie, ek en jy hoef nie te beplan vir môre en oormôre en vir volgende jaar nie. As ons gaan kyk na Josef met sy droom, het hy gesê, daar kom 7 jare van, is dit nou 7 van hongersnood, né? Of is dit nou 3,5 hongersnood, 3,5 kos, 7. Hulle het beplan daar. Daar was 'n beplanning. Hulle het kos opgegaar. Maar dit help nie, jy bekommer jou oor of daar koring gaan wees as jy nou vandag eers die koring geplant het nie. So, vat dit 'n dag op 'n slag. Die vervulling van God se beloftes hang meestal af van my en jou gehoorsaamheid. Die vervulling van God se beloftes hang meestal af van my en jou gehoorsaamheid. As jy nou net een ding kan onthou, as jy vanoggend hier uitstap, dis dit CPR. Command, promise, risk.
of command, promise, response. En dan as jy die verhaal verder lees, na 1 Konings 18 toe, dan lees jy ook, net in die einde, net voor die einde, in hierdie selfe hoofstuk, is daai selfe weduwee se seun dood, en Elia het homself gaan uitstrek op die kind. Elia het God geleer ken in die proses van Krit deur Sidon na Sarfat. En Elia was 'n blessing geweest vir hierdie vrou, vir hierdie weduwee, wat God nie geken het nie. Ek dink na Elia die kind opgewek het uit die dood, het sê die Here begin aanbid. En dan sien ons in 1 Konings 18, Elia en die profete van Baal. So gaan 'n bietjie dalk vanaand en dan gaan lees jy bietjie hierdie verhaal van hier af aan. En kyk wat sê die Here vir jou. Want as jy gaan kyk na die lewe van Elia, sy moeilikheid het nie hier opgehou nie. Hy het geweldige uitdagings gehad in sy lewe. So, my wens en my gebed vir jou is dat die Heilige Gees vir jou sal wys waar jy is, wat jy beleef, wat jy doen, wat die Here vir jou wil sê. En dat ek en jy die fase waarin ons is sal verstaan. En dat ons sal besef dat, weet jy wat, ek sit by Krit, die water het opgedroog, maar God het iets groters vir my in gedagte. God het iets vir my in gedagte wat ek moet gaan doen op 'n ander plek. Dat jy nie as die water opdroog, dink die Here het jou verlaat nie. Sy naam is Immanuel, hy kan jou nie verlaat nie. Kom ons sluit ons oë. Wat sê die Here vir jou vanoggend? Waar jy jou bevind, die proses waarin jy is, kan ek en jy vanoggend dalk net weer kom op 'n plek waar ons denke herdefinieer, ons hart kalibreer, ons wheel alignment instel, die wheel alignment van ons hart, om te sê, Here, ek wil bewandel op die pad wat U wil hê ek moet bewandel, en dankie dat U met my is. Heilige Gees, ek wil bid dat U vir ons sal help, Here, om ook gehoorsaam te wees aan U woord, om die stem van U Gees te kan hoor, om ons vertroue in U te plaas, om ons verhouding met U te verdiep, om op 'n plek te kom waarin U ons help om meer in geloof te wandel en minder volgens ons logiese denke. Maar Here, U het ons ook denke gegee. U het ons 'n verstand gegee. Help ons om ons denke te vernuwe, om op 'n plek te kom waar ons dink soos wat U dink. Want dis wat die vernuwing van denke is om op 'n plek te kom om te dink soos wat U dink. En dankie dat ons vandag kan besef dat U 'n wonderwerkende God is. En ek eer U daarvoor. In Jesus naam. Dankie dat ons kon leer dat Elia in U hand was en dat U hom gevorm het en dat U hom gemaak het en dat U hom gelei het om hom kragtig te gebruik. Dankie dat die gedagtes wat U vir ons het, Here, gedagtes van voorspoed is en nie van onheil is nie. Ek dink Elia het op sy pad gedink, hier is net onheil op pad. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.